dis groot. Vriende, ons is besig met 'n reeks, sy naam is Meer as sommer, waaroor ons praat oor redes vir geloof. Daar is baie mense daar buite wat dink, ons as Christene, ons is stupid. Ons glo 'n klomp belaglike stories en veeverhaaltjies, ons is naïef en bygelowig. En dit is so dat ons as gelowiges is nie altyd toegerus om dit wat ons glo te verwoord nie, maar ons weet wat ons glo, en ons weet dit is waar, maar ons is nie altyd seker hoe om dit aan iemand te verduidelik nie. So die doel van hierdie reeks is om vir jou 'n bietjie toe te rus, as daar iewers 'n ongelowige oor jou pad kom, of sommer net vir jou eie bevestiging, dat jy kan weet, nee, ons glo nie maar net sommer nie, daar is goeie argumente, wat vir ons ondersteun in ons geloof. Ons het vyf temas wat ons behandel. Die eerste een is die Bybel, en dit is waar ons nou verlede week by stilgestaan het, waar ons gesê het en gesien het, dat die Bybel kom oor baie duisende jare saam, maar dat die betroubaarheid van die Bybel is bo twyfel, dat self ateïste en ongelowige stem saam, dat dit wat in die Bybel staan, is dit wat oorspronklik duisende jare terug deur die oorspronklike skrywers neergeskryf is. Dat daar is nie oor die jare mense wat goeders kom weghaal of kom byvoeg het of foute wat gebeur het nie. Dis eintlik verstommend hoe akkuraat en noukeurig die Bybel oor al die jare bewaar is, dat ons vandag kan weet, daar is geen twyfel dat hierdie Bybel betroubaar is nie. Maar dis nou goed en wel om te sê die Bybel as boek en sy herkoms is betroubaar, daar is geen twyfel nie. Maar wat van die inhoud van die Bybel? Ons kan nou vanoggend vir mekaar sê dat ja, ons weet, ons het redelike goeie bewyse dat die boek van Matteus, soos ons hom vandag lees, is oorspronklik deur Matteus geskryf, en dit wat Matteus geskryf het, is baie akkuraat, net so in die Bybel wat ons vandag lees. Maar dit sê nog nie, dat dit wat Matteus geskryf het, is waar nie. So vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by die inhoud van die Bybel. Hoe weet ons dat die inhoud van die Bybel is waar? Voor ons aangaan, kom ons raak net stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat U vir ons op soveel maniere U liefde kom wys. Ag Here, ons sien dit in die skepping, ons sien dit in die liefde van ouers, van vriende, van familie, broers, susters, kinders. Ons sien dit, Here, wanneer ons 'n mooi sonopkoms kry, of uitstaar oor die see. Ons sien dit, Here, wanneer U vir ons gebede verhoor, wanneer ons vanoggend weer saam kan dankie sê, dat ons kan hoor en kan sien. Here, dat ons kan bid vir hulle wat siek is, of bekommerd is, en weet, Here, dat wanneer ons in daai posisie is, ons ook nie alleen staan nie. Ook daar staan U ons in U liefde by, en stuur U gelowiges om vir ons te bid. U liefde staan vas, Here. Here, en ons is so dankbaar dat U woord vir ons daarvan vertel. En daarom is ons veral opgewonde oor vanoggend se boodskap, om ook te kan hoor waarom ons dit glo, wat in U woord staan. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ons moet dalk vanoggend begin om net te verduidelik, wat is die verskil tussen 'n feit en 'n argument. Daar is geen bewyse van God se bestaan nie. En vir ons as Christene moet dit nie iets wees waarmee ons ongemaklik voel nie, want die skrywer van Hebreërs stel dit ook duidelik, dat geloof is om te glo in die dinge wat ons nie kan sien nie. As daar bewyse was van God se bestaan, dan was geloof nie nodig nie.
As daar bewyse was van God se bestaan, liewe vriende, dan het dit beteken dat almal op hierdie planeet weet daar is 'n God, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En dat die wat God dien, gaan hemel toe en die wat God nie dien nie, gaan hel toe. Almal sou dit geweet het want daar's bewyse daarvan. En ek twyfel of daar mense is wat dan gesit het en gesê, wel laat ek nou kies. Daai een of nou, ja, ek gaan maar eerder kies om hemel toe te gaan. Natuurlik gaan almal kies om hemel toe te gaan. Nie een van ons wil hel toe gaan nie. Hoekom sou mense dan gekies om God te dien? Uit vrees. Nie omdat daar 'n verhouding is nie. Nie omdat daar liefde is nie. Maar uit vrees sou mense God gedien het. En daarom het God so bepaal dat hy homself openbaar aan mense. Maar op 'n manier dat jy van jou kant af hom tog moet soek. En dat jou hart en gesindheid en oë moet oop wees om hom raak te sien. God kruip nie vir ons weg nie. Hy is daar. Maar jy wil hom moet leer ken. So nee, daar is nie bewyse van God se bestaan nie. Wat ons wel het, is baie feite wat 'n mens aan mekaar kan las om 'n argument te maak vir God se bestaan. Dis soos speurderswerk wanneer hulle saak moet oplos. Daar is bitter min dat daar een groot bewys is wat sê, okay, hierdie ding bewys dat daai persoon is skuldig. Dit is gewoonlik 'n klomp los leidrade wat hulle by mekaar moet voeg en dan sê hulle, as ons al hierdie goed by mekaar sit, dan is die enigste logiese afleiding daai persoon is skuldig. En so is ook hoe dit werk met die Christelike geloof. So, ons sê die Bybel is betroubaar. Maar die inhoud daarvan, hoe gaan ons kan argumenteer dat dit betroubaar is? Nou, die grootste argument teen die Christelike geloof, die een gebeurtenis wat die meeste mense weerhou om in God te glo of om in Jesus Christus te glo, is die opstanding van die Here Jesus. Want mense wat nie glo in God het sê, as iemand dood is hy dood. Daar is nie 'n manier hoe iemand wat dood is weer lewendig kan word nie, veral nie 3 dae later nie. Hy's dood, hy's dood, hy's dood. So julle Christene, daar val julle hele storie uitmekaar. As hy dood is hy dood. Maar hierdie argument wat vir hulle die grootste struikelblok is ook vir ons as die gelowiges, die hoeksteen van ons geloof. As die opstanding nie plaasgevind het nie, liewe vriende, dan het ons niks om in te glo nie. Dan is alles wat ons glo 'n leuen. Paulus skryf in Romeine 1 vers 4, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. So Paulus sê, dis omdat hy opgestaan het, dat ons kan weet, hy is die Here. En in 1 Korintiërs 15 vers 14 staan daar, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevangene in julle sondes. So, wanneer ons wil begin om te gesels oor die waarheid van die inhoud van die Bybel, is daar nie 'n beter plek as om te begin by die opstanding nie. En daar gaan ons dan nou stil staan vanmôre. Maar dalk net eers so 'n bietjie terug. Voor ons nog praat oor die opstanding, hoe weet ons Jesus het regtig waar geleef? Hoe weet ons Jesus het regtig waar geleef? Wel, gelukkig kan ek julle gerusstel op daai feit dat daar is buite Bybelse bronne
mense wat geen verband het met die Christelike geloof nie, wat geskryf het oor Jesus. En ek gaan net vir julle 2 voorbeelde gee. In 115 na Christus was daar 'n Romeinse historikus met die naam Tacitus. En hy het geskryf dat Nero die volgelinge van Jesus Christus geblameer het vir Rome wat afgebrand het. En hy het ook genoem van Pontius Pilatus wat hierdie Jesus Christus gekruisig het. Dit was 'n Romeinse historikus. En dan in 112 na Christus skryf 'n Romeinse goewerneur van die streek wat vandag bekend staan as Turkye die volgende. En dit is eintlik skrikaanjaend hierdie woorde. Ek vra hulle of hulle Christene is. As hulle ja sê, vra ek 'n tweede en 'n derde keer terwyl ek hulle dreig met die doodstraf. As hulle aanhou ja sê, vonnis ek hulle met die doodstraf. Dit is, mense wil amper huil as mense hierdie woorde lees om te dink, dit het gebeur. Dat daar Christene was en kort na Jesus gelewe het, wat die ou gesê het, is glo jy in Jesus Christus? En die ou sê ja, en hy sê, luister, ek gee jou nog 'n kans. Sê nee, dan spaar ek jou lewe, maar as jy ja sê, dan gaan jy doodgemaak word. Al wat jy moet doen, is om te ontken dat jy in Jesus Christus glo, dan word jou lewe gespaar. Glo jy in die Here Jesus Christus? Ja, en 'n derde keer, dink weer, glo jy in die Here Jesus? Ja. Dit het gebeur. Dis nie Christene wat hierdie woorde geskryf nie, dis 'n Romeinse goewerneur wat hierdie woorde geskryf het. Dan die Joodse historikus Josephus het baie boeke, sulke volumes geskryf oor die Joodse geskiedenis in opdrag van die Romeinse regering. En in sy boeke verwys hy 'n paar keer na Jesus en sy volgelinge. Onder andere skryf hy van Johannes die Doper wat deur Herodes doodgemaak is, en ook van Jakobus, Jesus se broer, wat oorgelewer is om gestenig te word. En Josephus het hierdie geskryf ongeveer so 70 na Christus. Josephus het waarskynlik nog in die tyd geleef wat Jesus ook geleef het. So, daar is buite Bybelse bronne wat onomstootbaar sê, daar was 'n historiese figuur, 'n mens, 'n man met die naam Jesus, wat in daardie tyd in Galilea geleef en gepreek het. Ook die ongelowiges bevraagteken nie dit nie. Maar buiten die feit dat hy werklik geleef het, is daar nog 5 historiese feite wat moderne historikuste ook algemeen aanvaar, al is hulle nie gelowiges nie, is dat hierdie is waar. En die eerste daarvan is, Jesus het gesterf deur kruisiging. Daar is buite Bybelse bronne wat daarvan vertel, en dan is dit ook so dat mediese kenners, wanneer die besonderhede van die kruisiging beskryf word, almal saamstem dat daar geen manier is hoe 'n mens daardie marteling en daai trauma kan oorleef nie. Die tweede feit, sy disippels was oortuig, hy het uit die dood opgestaan. Ons gaan nou daarby stil staan. Die derde feit, Paulus, wat eers Saulus, 'n vervolger van Christus was, het 'n Christen geword. En die vyfde feit, die graf was leeg. So, dis die feite. So watter verklaring kan ons gee vir al hierdie feite wat objektief die meeste sin maak, wat 'n verklaring daarvoor kan bied? Nou, daar is 'n samesweringsteorie wat sekere ateïste het, wat sê nee, die disippels het Jesus se liggaam gaan steel uit die graf. Maar okay, nou het ons 'n alternatiewe teorie, maar nou moet ons daai teorie ondersoek en bevraagteken en vra, hoe volg dit saam met al die feite wat ons
ken. Wel, 2 aande voor die opstanding het hierdie groepie volgelinge van Jesus en vrees en angs weggehardloop toe die Romeinse soldate gekom het om Jesus te arresteer. Hoe is dit moontlik dat hierdie selfde angsbevreesde manne wat regtig geglo het op daai stadium Jesus is dood, dit sê die Bybel vir ons, 2 dae later skielik die moed bymekaar gekry het om 'n klomp Romeinse soldate aan te val, te oorweldig, 'n 2 ton klip voor 'n graf weg te skuif en met die liggaam in die niet te verdwyn. Selfs al sou dit wees, wat sou hulle motivering wees om dit te doen? Dit maak net geen sin nie. So daardie mense wat sê nee, die disippels, hulle het die liggaam gesteel. Dit is van alle waarheid ontbloot. Ons verklaring maak meer sin. En dan is dit ook baie opmerklik dat dit was 'n verleentheid. Die liggaam van die Here Jesus is weg, maar nêrens in al die Romeinse briewe en geskrewe geskiedenis van daai tyd word daar enigstens genoem dat daar 'n aanval was op 'n klomp Romeinse wagte nie. Dit word net geswyg. Maar die tweede feit dat die Jesus se disippels was oortuig Jesus het uit die dood opgestaan. Op grond waarvan sê ek, hulle was oortuig daarvan. Want na Jesus aan hulle verskyn het na sy opstanding, het hulle uitgegaan en deur hulle dade en hulle woorde het hulle gaan getuig dat die Here Jesus het opgestaan. En oor daai getuienis is hulle vervolg en het hulle in die moeilikheid gekom en is hulle gedreig met die dood, maar nog steeds het hulle bly getuig. Jesus het opgestaan en inderdaad, liewe broers en susters, is die meerderheid van die disippels op gruwelike maniere gemartel en doodgemaak op grond van daai belydenis. Die Heer het opgestaan. Hier is min genoeg mense wat hulle lewe sal aflê vir die waarheid. Maar ek weet van niemand wat hulle lewe sal aflê vir 'n leuen nie. Die disippels het gesien, hulle het geweet, hulle was oortuig en daarom was hulle bereid om te sterf vir daai waarheid. In 1 Korintiërs 13 vers 3 staan daar: die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Die persoon wat hierdie woorde skryf is Paulus. Paulus wat voor hy tot bekering gekom het, 'n vyand was van die Christene, wat daarop uit was om hulle te vervolg, wat terwyl gelowiges doodgegooi is, die gesteniger se klere opgepas het. Waarvan kom hierdie oortuiging? Dat ook hy, soos die ander apostels, bereid was om sy lewe af te lê vir hierdie waarheid. Wat maak sin dat hy dit uit sy duim uit gesuig het? Of dat die Here Jesus inderdaad, soos wat die Bybel vir ons sê, aan hom verskyn het en vir hom gesê het: Saul, waarom vervolg jy my? En dat hy op daai oomblik besef het, dis die lewende Here wat aan hom verskyn en hom roep om 'n apostel te wees. Paulus het nadat hy sy hart vir die Here gegee, 'n bitter moeilike lewe gehad.
en het ook uiteindelik in die tronk geëindig en is doodgemaak vir sy geloof. En dan is daar die broer van Jesus, Jakobus. Ons weet nie baie van Jakobus nie. Wat ons wel lees is dat toe Jesus homself bekend gemaak het as die Messias, Jakobus nie baie beïndruk was met hom nie. En ek kan dit al verstaan, dit is mos nou so jou eie familie, ek kan nou dink as my broer vir my eendag sê, hallo, ek is die Messias. Ek sal vir hom lekker gelag het en gespot het. So ja, Jakobus se broer, Jesus sê vir hom, en sê vir die disippels, begin verkondig, ek is die Messias. En Jakobus dink, nee, ek het saam met hierdie mannetjie groot geword. Dit gaan ek nie glo nie. En dat daar sekere gedele in die Bybel is, in die evangelies waar ons lees, dat hy amper met minagting van en oor Jesus gepraat het. Maar dan na sy dood en sy opstanding verskyn Jesus aan sy apostels en ook in Jakobus. En Jakobus se hele lewe verander. Daarna begin hy preek en die opstanding van die Here Jesus verkondig. En raak hy een van die leiers van die vroeë kerk. En dan vertel Josefus dat ook Jakobus is op die ou end gestenig vir sy geloof in sy eie broer dat hy die Messias was. So vriende, hierdie is die feite. Dis nog nie 'n bewys nie, maar dis 'n klomp feite wat ons het rondom die lewe van die Here Jesus en sy opstanding. En dit is so dat mense wat nie in die Here Jesus glo nie, nou gaan kom en alle moontlike maniere al hierdie feite bymekaar wil sit en probeer verklaar. Maar dan is dit ook so met al hierdie argumente en verklaringe wat hulle het, is daar groot leemtes en probleme, want hulle ignoreer net sommige van die feite. Dat mens moet eintlik dom as strand wees om na al hierdie feite te kyk en te sê, en nie te sê dat die beste logiese, objektiewe verklaring van hierdie klomp feite is dat die Here Jesus op die 3de dag opgestaan het uit die dood, soos wat die Bybel ons leer, en soos wat die disippels en die kerk deur al die eeue daaroor getuig. Dan raak dit eintlik common sense. Dit is nie moontlik om alles wat in die Bybel opgeteken is, met histories en argeologiese feite te staaf nie. Maar as ons dan vanoggend by hierdie belangrikste waarheid van die Bybel kan kom en sê, "Sjoe, ons het 'n baie sterk argument dat dit waar is." Liewe vriende, nou wil ek sê, kan ons as gelowiges vandag 'n sulke rustigheid ervaar en kan sê, maar dan is dit baie maklik om te glo dat die res van die Bybel net so waar is en dat die inhoud daarvan betroubaar is. En as ons dit dan weet, as ons dan nou vanoggend hier sit en ons besef, "Sjoe, ek glo nie maar net sommer nie. Daar is goeie argumente." Hoeveel te meer lê op ons nie die verantwoordelikheid om dit te gaan deel met ander mense nie. Ons wat glo, sonder twyfel, die Here Jesus het opgestaan. Die Here se liefde, sy genade, sy offer aan die kruis was genoeg om my te red, my heil te bewerk en my verlossing te verseker. Dan liewe vriende, dan moet ons mos gaan praat. Ons moet mos gaan vertel. Mag dit so wees dat vandag se boodskap nie net vir jou 'n stuk bevestiging en versekering is van jou eie geloof nie, maar dit vir jou ook 'n stuk selfvertroue sal gee om dit te gaan gesels en te gaan deel met ander mense. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, vandag kan ons maar net dankie sê dat U opgestaan het. Here, en dat alles wat ons weet, alles wat ons lees,
alles wat ons hoor en ervaar as gelowiges en ook u Gees wat in ons hart werk, bevestig hierdie waarheid. U is die Here, die opgestane Here. Here, jammer dat ons soms 'n bietjie twyfel. Jammer, Here, dat ons soms 'n bietjie onseker is. Die duiwel val ons aan, Here. Hy hou daarvan wanneer ons begin vra en in onsekerheid rondtas. Maar Here, dan kan ons altyd weer teruggaan na u woord toe. U woord wat vas staan, u woord wat betroubaar is en wat vir ons verseker dat die dinge wat ons lees is waar. En dankie Here ook vir die Gees wat dit vir ons kom bevestig. Gee Here dat ons hierdie waarheid met selfvertroue en vrymoedigheid sal verkondig en uitleef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.